dit gaan sommer baie goed saam met Tannie vandag. En Tannie is so bly om vir julle weer 'n storie te bring. Kom ons luister. Die storie van Moses deel 4. Liewe maatjies, Tannie is terug vandag om vir julle verder te vertel van die ander pla wat die Here oor die Farao gebring het, omdat hy geweier het om die Here se volk te laat gaan om die Here te aanbid. Daarna het die Here vir Moses gesê, gaan sê vir die Farao, so sê die Here God, die God van die Hebreërs, laat my volk gaan om my te dien. As jy weier om hulle te laat gaan en jy hulle bly vashou, sal die Here sy mag toon met 'n baie swaar pes onder al jou vee in die veld, perde, donkies, kamele, beeste en kleinvee. Die Here sal 'n onderskeid maak tussen die vee van Israel en die van Egipte. Daar sal nie 'n enkele stuk vee van die Israeliete doodgaan nie. Die volgende dag doen hy dit toe ook, en al die vee van Egipte is dood, maar van die vee van die Israeliete is daar nie een dood nie. Die Farao het navraag gedoen en werklik waar nie 'n enkele stuk van die Israeliete se vee is dood nie. Tog was die Farao steeds hardkoppig, hy het nie die volk laat gaan nie. Daarna het die Here vir Moses en Aaron gesê, skep hande vol roet uit 'n oond en laat Moses dit voor die Farao in die lug opgooi. Dit sal 'n fyn poeier word oor die hele Egipte en dit sal dwars oor Egipte op mens en dier sweere veroorsaak wat aanhoudend bloei. Hulle het toe roet uit 'n oond gevat en voor die Farao gaan staan. Toe Moses dit in die lug opgooi, kom daar op mens en dier sweere wat aanhoudend bloei. Die towenaars kon nie eers probeer om dieselfde te doen nie, want hulle was vol sweere. Die sweere het op al die Egiptenaars uitgekom, ook op die towenaars. Tog het die Here die Farao nog steeds koppig laat bly. Hy het nie vir Moses en Aaron geluister nie, net soos die Here vooraf gesê het. Daarna het die Here vir Moses gesê, staan môreoggend vroeg op en gaan na die Farao toe en sê vir hom, so sê die Here die God van die Hebreërs, laat my volk gaan om my te dien, anders gaan ek jou hierdie keer met 'n groot ramp tref en ook jou amptenare en jou mense. Dan sal jy besef dat daar op die hele aarde niemand soos ek is nie. Na regte moes ek nou al my hand uitgesteek het en jou mense met 'n pes van die aarde af uitgewis het. Daar is net een rede waarom ek jou nog laat lewe, en dit is dat ek jou my mag kan wys en my naam daardeur oor die hele wêreld geroem kan word. Nog steeds hou jy jou groot teen my volk en laat jy hulle nie gaan nie. Môre hierdie tyd gaan ek 'n verskriklike swaar hailstorm laat losbars, soos daar nog nooit in die bestaan van Egipte was nie. Laat nou al jou vee en alles wat buite is na veiligheid bring. Al die mense en diere wat buite is en nie onder dak gebring is nie, sal deur die haal doodgeslaan word. Die amptenare van die Farao wat bang geword het toe hulle hoor wat die Here gesê het hulle haastig hulle slawe en vee onder die dak gebring. Maar die wat hulle nie aan die Here se woorde gesteer het nie, het hulle slawe en vee buite laat bly. Toe het die Here vir Moses gesê, steek jou hand in die lug op dat daar haal oor die hele Egipte kan kom, oor mens en dier onder al die plante van Egipte. Toe Moses sy kierie in die lug opsteek, het die Here donderslae en haal gestuur, en die blitse het tot op die grond geslaan. Die Here het die haalstorm oor Egipte laat losbars. Die haal het geval, tussen die haal deur het die een blits op die ander gevolg, so erg soos dit nog nooit was van dat daar mense in Egipte woon nie. Die haal het die hele Egipte getref, alles wat buite was, mens en dier. Al die plante is deur die haal weggeslaan, selfs al die bome is in repe geslaan. Net in die Gosenstreek waar die Israeliete was daar nie haal nie. Die Farao laat roep toe vir Moses en Aaron en sê vir hulle, nou erken ek was verkeerd. Die Here het reg. Ek en my mense is skuldig. Bid tog tot die Here. Die donderslae en haal is vir ons te erg. Ek sal julle laat gaan. Julle hoef nie langer te bly nie. Moses is van die Farao af weg uit die stad uit en hy het sy hande in gebed na die Here uitgesteek. Die donderslae en die haal het opgehou en die stortbuie het bedaar. Toe die Farao sien die reën, haal en donderslae hou op, het hy maar weer verkeerd gedoen. Die Farao het hardkoppig gebly en die Israeliete nie laat gaan nie, soos die Here alreeds vooraf deur Moses gesê het. Daarna het die Here vir Moses gesê,
Gaan na die farao toe, want ek het hom en sy amptenare hardkoppig gemaak, sodat ek hierdie wonders van my onder hulle kan doen. Dan kan jy aan jou kinders en kleinkinders vertel wat ek aan die Egiptenaars gedoen het, en watter wonders ek onder hulle verrig het, om julle te laat besef dat ek die Here is. Moses en Aaron het toe na die farao toegegaan en vir hom gesê, so sê die Here, die God van die Hebreërs, hoe lank gaan jy nog weier om jou aan my te onderwerp? Laat my volk gaan om my te dien. As jy weier om my volk te laat gaan, bring ek môre 'n sprinkaanplaag oor jou land. Die land sal toe wees onder hulle, dat 'n mens nie die grond sal kan sien nie. Hulle sal elke groenigheidjie afvreet wat oorgebly het na die haal, selfs die van elke boom wat weer uitloop. Hulle sal oral in jou paleise wees, in die huise van al jou amptenare en van elke Egiptenaar. So iets het julle en al julle voorvaders nog nooit gesien, vandat hulle in die land is tot nou toe nie. Toe het Moses omgedraai en van die farao af weggegaan. Die amptenare sê toe vir die farao, hoe lank gaan die man nog vir ons moeilikheid gee? Laat hulle nou maar gaan om hulle God te dien. Maar net die mans, u sien tog dat die Egipte te gronde gaan. Toe is Moses en Aaron na die farao toe terug, en hy sê vir hulle, gaan dien julle God, die Here, maar wie gaan almal saam? Moses antwoord, ons gaan almal, met ons jong manne en ons ou manne, met ons seuns en ons dogters, met ons klein vee en ons groot vee, want ons moet vir die Here 'n fees gaan hou. Maar farao het geweier dat hulle almal gaan. Toe is hulle van die farao af weggejaag. Daarna het die Here vir Moses gesê, steek jou hand uit oor Egipte, dat daar sprinkane oor die hele land kan kom, om elke groen sprietjie op te vreet wat van die haal oorgebly het. Toe steek Moses sy kierie oor Egipte uit, en die Here het daar die hele dag en nag 'n ooste wind laat waai, wat die sprinkane aangebring het. Die volgende môre was hulle daar. Hulle het oor Egipte gekom en die hele land volgesit, 'n yslike groot sprinkaanswerm, soos daar nog nooit tevore was nie, en hierna ook nie weer sal wees nie. Die land was toe onder hulle en dit was donker. Hulle het elke groen sprietjie in die land opgevreet, en alles wat na die haal aan die bome oorgebly het. Daar het geen groenigheid aan 'n boom of 'n plant in Egipte oorgebly nie. Die farao laat toe haastig vir Moses en Aaron roep en hy sê, ek het verkeerd gedoen teen julle God, die Here en teen julle. Vergeef tog asseblief vir my net hierdie keer my oortreding. Bid tot julle God, die Here, dat hy hierdie dood afweer van my af. Moses het van die farao af weggegaan en tot die Here gebid. Toe laat die Here die wind verander in 'n sterk westewind, wat die sprinkane opgeskep het en in die Rietsee gegooi het. Daar het nie een enkele sprinkaan in die hele Egiptiese gebied oorgebly nie. Maar die Here het die farao weer koppig gemaak, en hy het die Israeliete nie laat gaan nie. Maatjies, daar is nog 2 pla wat die Here oor farao en Egipte gebring het. En volgende keer vertel Tannie vir julle van hierdie laaste 2 pla, en ook hoe die Here sy volk Israel magtig uit Egipte gelei het. En julle moet onthou, dat